We have Marcus Miller. Marcus Muller. Marcus Miller wow. in the house. Ek sal nou assume jy het klomp offers gehad. Ja. Hoe moeilik was daai besluit om te sê, okay, ek bly by die huis, ek kies die Stormers, dis waar ek my toekoms sien. Altyd gehou van skop. Ek skop verskriklik lelik. My arms is hier in die lug en Maar is dit effectief? Springbok alignment. Maar wie was die particularly ou wat jy was excited om hom te meet en bietjie in sy space te wees? Andre Pollard is my held gewees en nog Oh, altyd. Polly. Yes, Rakus, we back. Just like that, we back. Welcome back to number one rugby podcast. It's episode 141. And you know Behind the Ruck is supported by SuperSportBet. It's time to get your skin in the game. Come so on. go to www.supersportbet.com and check it out. And we're sitting in our lovely, you know what it is, eh? Love Change Moments, Love Change Studio by Bright Rock. Okay, guys, we are done. No more north-south. We've got our seatbelt on. We had a lekker discussion last week, but you know who I am. I'm Mr. Physical Juan de Jong, and next to me is the one and only... Rakas, hello everyone. Good evening, good morning, good afternoon. Rudy Page over here, former Scrummer, Yes. Buller, whatever you name it, but now co-host of your number one rugby podcast. And it's another episode, a week where the episode will be fun, and already English is giving me trouble. Yes. But buddy, And while we're on suit, are you suit today? Eh? no, I'm really good. Look, it's what a week, what Yeah. a weekend. What a weekend. Okay, if What we a gotta start. weekend Huh? for South Africans, for all of us, for the two of us. Sure. I Beautiful. think, and it's a topic we're quickly going to discuss, Yes. because that is Okay. off rugby, but I think as a South African, I've never been so proud like to be a SAFA Yes. in such a long time. Wow, working. the scenes. And we're speaking about the Live Golf guys. Okay, hulle weet nie wat ons weet nie. They don't know what we know. Unbelievable. Stein City was incredible. Live Golf was incredible. And so lekker to be part of it. And I was pro-in, playing with the big boys. You're a big deal, eh? I'm not a big deal I thought you were partner. joking, but you're a big deal. I've been on my knees the last 3 years, and now I've asked Jesus, please give me a breakthrough. But playing in the Pro-Am, I think it's a top 3 moment in my life, buddy. I know it sounds stereo, it sounds very, but you know how I feel about golf. Yeah, I yeah. irritate you every They week. love it. They soek 'n stukkie elke dag, okay? So to play with Lee Westwood and Yo, Brendan Steele is was it? nuts. Brendan Steele as well. Brendan Steele also, it was really amazing. But I think what was way better is when I spent Thursday, Friday at Love to Ruckus, is to see like people that I attended UJ with, university with, Yes. seeing some Yes. old Yo, that's- high school, then old teammates, friends. old friends. But old Ruckus as well. The Ruckus was outstanding. Yeah. Merci beaucoup. I didn't even know you get Ruckus at Love Golf at golf. We saw them at cricket. We saw them at rugby. And the But amount golf, of love they showed us, Party. Yeah, it was incredible, young. And I also had a journey. My journey was a little bit different. I had a little bit of deja vu. You know, like to Perth, when the visa and the boarding time came in at the same time. Okay, stress. I got a ticket late night with the email on 10 o'clock, and I was sitting in bed, and I'm like, whoa, should I do it? You Should must. I go for Yes, it? It's once in a lifetime. I don't even know if Gaten is going to You bring it get back. into trouble for it. Yeah. I woke up, wifey, 11 o'clock, wifey. What now? Okay, Oh, did do you this. ask? Yes. And wifey said, oh, okay, let's book this. Once in a lifetime opportunity. You never know if you're going to get it again. But what the experience. And Paddy, before we get into the rugby and what the episode is about, quickly explain what was Sunday, that last playoff, the vibe, the atmosphere. What was that like? No, it was special. I mean, we obviously know about the Lions Den, the party hall as well. But the people coming together, enjoying. We as South Africans, we love sport. Oh, we do it so good. And I mean, guys like Bryson said, I love you, South Africa. Now, out of nowhere, his first time, and now he loves South Africa. But the guys, like, if you look at the Southern Guards, the boys from the Southern, they are legends. And Ruckus, please, we had Dean Burmester on our show as well. Go clear that Ruck. But if you look at the captain, what Charlie experienced campaign, Brendan Grace knocking on the door and almost pulled it through for us, was special. So for me, I YOLO'd, and it was lekker. It's opportunity. Once in a lifetime, and we did it. Yeah, hopefully we'll back me next year. And Ruckus, before I get to what you guys can expect on the episode this week, I want to take a special moment. My mother this past Monday turned 60 years old, and I know Happy she birthday, watched belated, every yes. single episode. I want to wish her happy birthday, 60 years old. We love you, moms. Yeah. I hope you had a special day. All love, Miss Page.
But Paddy, what are we expecting on Okay, today? talk to It's me. a rugby show. We started with golf, but we'll always stay true to rugby. Ruckus, on today's episode, we have schoolboy sensation. He lit up the fields the past 2 years, playing first team for Paljam, playing 2 years in a row SA school, scoring Is it him? over 30 tries in his final year Is it of him? his matric. We have Marcus Miller. Ooh, Marcus Muller. Marcus Oh, Miller wow. in the house from Paarl. So if you're in Paarl area, I always say it, there's more Springboks and policemen in the Paarl area. I don't know what you guys are eating that side of the winelands, but we got him in. We're going to talk to him soon. We're going to, after him, we get into the URC results, the fixtures upcoming. It's a rugby show that's imperfect. It's a rugby show that is for everyone, not just in South Africa, but around the world. But I want to make a disclaimer, Ruckus, before we get to Marcus. We will be doing his interview in Afrikaans. Yes. So I'm going to ask you guys. CC CC buttons. is there by Juan. Is it so there? Okay. It's up there by you. So click the CC button for all the English viewers, the English audience by language. You can click the CC buttons. The subtitles will be there. But we just want to make him feel comfortable in his home language. And that's the reason for us doing this in Afrikaans. We want to get him in his comfort zone, yeah. Yes. You ready to talk to I'm a ready new to talk to the stormer? big man, and we got rugby as well. URC coming up as well. But yeah, special. I mean, Marcus Muller has done fantastic stuff when it comes to schoolboy rugby, especially for Paljam. Over 50 tries in the 2 years. He was part of it. He was captain as well. Yes. And Ruckus, we're having this conversation to not put pressure onto the young man. We know his future looks bright, but also just to make you understand who he is, what he thinks, and what he loves. And we can get to know the young man. And then we understand what the future holds, if the future happens the way you I want it. like what you said. It's not to put pressure, but get to know. Yes. Okay, Ruckus. Excellent. So get to know the big man. MM, is it showtime? What's up, Peppies? Let's go. Up next, Marcus Marcus Muller. Muller. Let's go. Ooh, Ruckus. Ek gaan begin in Afrikaans for Ja, all the ja, ja, English ja, ja. viewers that are currently knowing. CC button, there's the subtitles. But for our episode, our interview now, we're going to go into Afrikaans. We're going to have some fun with this young man. And you're asking yourself, who is this young man? Ja. Okay? 2 keer SA skool. okay, Okay, baie interessant Yes. partner. Give it to Hy me. het ook sy span gelei in een van die grootste schoolgames wat ek al in my lewe die kans gehad het. 102 punte teenoor Kes laas jaar. Die commentators elke naweek het gesê Marcus Muller. Marcus Muller. Partner, the first time I got to the Craven Week in his grade 11 year, the only thing people spoke at the breakfast was, did you see what Marcus Muller did yesterday? Ruckus, kom ons sit ons hande aan mekaar. Yeah, dat Weet was jy van die het. jonge manne wat so pas uit die Springbok alignment camp uit kom. Marcus, welkom Wow, by Behind the ja. Ruck, Baie man. dankie dat julle my verwelkom hierso. Yes, een lekker introotjie daarvan. Je hebt gelijk. Ja, ik heb hem gelijk. Marcus Yesie. Muller. Hè? Ek wil hom 'n bietjie kans gee dat hy rustig ook raak. Ja. Ek wil hom gemaklik wees by ons Ja, partner. nee, 100%. Ja. Marcus, hoe voel die lyf eerste van alles? Want ons sien net, ons lees net dit, waartoe, hiertoe, daartoe. Die lyf en ook die kop ook. Is baie goedjies wat aangaan op deesdae. Coach, ek moet maar vir die mense sê, jy's nou my coach. Okay, As 'n coach by SAS, coach hulle nou weet, die lyf is maar seer, ons oefen hard. Yes. Is lekker warm aan Stellenbosch. Maar nee, in die kop als reg. Ek is so opgewonde. Die jaar het nou eintlik eers begin vir ons en ja, fisies ek's reg. Ek's 'n seun met geen beserings nie. Nee, ek is verskriklik opgewonde Ja. vir alles wat kom. Nee, brilliant, ja. Ek kom indink, Parry. 18 jaar oud, ek weet nie wat jy gedoen het. Ek nou net vandag moet teruggaan, Rudy Pates 18, net by UG aangekom. Ek het nog floats gebou. Ja, Ruckus, my eerste jaar student, build die floats en dan stap jy mos maar nou wense groentjie. Ja, oké. Gaan bietjie deur ontgroening destyds. Marcus, jy's bietjie anders. Ja, dis 'n heeltemal ander lewe vir my. My vriende sit hard agter die boeke, hulle studeer, hulle moet ouers vra vir geld, maar soms kry hulle dit nie. Ja, ek verdien al salaris, ek moet van myself af lewe soveel as moontlik. So hier en daar vra ek my ouers vir iets. Okay. En ja, die geleenthede wat ek al gekry het nou, ek studeer daarom ook, maar online. Okay, nice. Ja, so ek het 'n bietjie anderse lewe as die normale 18-jarige, maar ek is baie bevoorreg en dankbaar daarvoor. Wat swat ons, Marcus? Berek online. Oké, lekker. Ja, so ons gaan kyk hoe dit gaan. Is moeilik enetjie, maar
kan mooi die salaris en die nommertjies ook doppel. Kyk of alles reg is. Ja. En die aanpassing vir jou ook, obviously, ek weet nou nie of dit by die huis is en hoe die dingetjies met jou loop hier. As dit die eerste keer wat jy uit die huis uit is, van skool daar af? Ja, ek was van graad 9 af in die koshuis gewees. Okay. Op skool. Maar ja, nog steeds elke naweek huis toe gegaan, ouers gesien. So dis nou die eerste keer wat ek uit die huis uit bly. En natuurlik mis 'n mens jou familie, mis jou ouers. Ek het nou 2 ouer susters. Okay. So mis hulle verskriklik baie, ja. Maar ek geniet dit baie om my eie verantwoordelikheid af te hê met wat ek doen. Ek hoef nie toestemming te vra om enigiets te doen nie. Ek kan net gaan doen wat ek wil doen. En al my eie lewe leef. So dat, ja, ek geniet dit verskriklik baie. Independence, hè. Is val as jy die koshuis verlaat. Maar dis die droom van 'n 18-jarige. Ja. As jy die koshuis verlaat en Ja. daar's niemand wat opcheck op jou en sê moet gaan slaap, ligte af. Yes, dis al. 6:30 moet jy eet in 'n lyn Die staan. Spider-Man, with great power comes great Okay. responsibility. Dis waar, ja. 100%. Marcus, jy's 18 jaar oud. Jy het sopas matriek klaar gemaak. Jy het jou senior kontrak by die Stormers geteken en ek dink 2 maande in jou senior loopbaan het daar oproep gekom. Springbok alignment. Het jy dit ooit verwag en hoe was sy eerste oproep voor ons na die ander goedjies toe gaan? Jo, nee, ek het dit eerlikwaar glad nie verwag nie. Ek dink een van ons het hier, ons was in Georgia gewees. Ons is nou onlangs daar Met die S120. vir die S120 kamp. En hier so halfpad hierdie ons was daar vir 2 weke. So eers die middel van die toe, na 'n week. Toe het Charles Wessels die spanbestuurder van ons. Yes. Dit hy vir ons almal nou, ons as ek, Riley en Ise toe en Kai, wat nou daar was wat 'n boodskap gekry het. En hy sê toe net vir ons soos, hallo, dis Charles Wessels, ek is Springbok se manager. Is die jou nommer? Ek sê vir hom, ja, hallo, ja, dit is my nommer. Dis Marcus hier. En hy sê dankie, maar niks anders nie. So nou, niemand van ons het 'n idee wat gaan nie aan. En toe ek dink so 2 dae later toe het ons oefening gehad en toe ek so op my foon kyk na dit sien ons hier is ons op 'n WhatsApp groep geadd. Ja. Springbok alignment camp, joh, en toe is dit net Toe klop jy aan. ek kon dit nie glo nie. Ek het dit het eers my waar gevoel die dag toe ek al aangekom het. Dit was ja nee, nogals. En die hart so is 'n beat geskiet. Ja, hy is so asempie gegee. Yes. Wat is die? Ja. Ja, dis ja, ek het nogals geskrik toe ek daai gesien het. Almal gebel, almal stuur vir my boodskappe. Telefoon was toe besig. Jo, ja. Yes. En toe nou instap daar in 'n meeting en jy sien nou daar so is Dr. Rassie en hier is die manne wat jy eintlik na opkyk. Wat was die gevoel gewees en hoe die manne jou accept as 'n 18-jarige? Ja, hulle almal was verskriklik vriendelik geweest. Almal van management, spelers, almal so. Hulle het mense baie lekker verwelkom. So dit was 'n ongelooflike ervaring geweest. Ja, vir my is dit vreemd. Die ouens het World Cups gewen. Ek sit in die laerskool en kyk vir hulle en hier sit ek saam met hulle in 'n kamer. Ek sê ek nou eendag Dion Fourie dink ek het sy eerste cap al vir WP gemaak voor ek gebore is. Ek het nou eendag saam met die Stormers van hom geoefen. So ja, nee, dit is nogals crazy om te dink dat 'n mens nou So hier is jy nou. Ja. En hier's die ouens en hulle is ook net normale mense. Ja. So ja, nee, dit was ongelooflik om daar net te kom beleef, maar nog skrikkerig geweest. Ek dink al ons jong ouens was. En het jy gegaan Marcus, hulle oom of hoe het jy hulle gegroet? Ons het voor die tyd besluit ons gaan eerder nie dit doen nie. Okay. Jy sê net jy stel net jouself voor aan almal. Coaches is maar coaches. Ons is nog nie. Okay. Ja, so ons het dit so hanteer. Jesus, ek find it fascinating part nou. Ek dink nou wat ek gedoen het in my kop is like hou 'n straight face, moenie te kwai smile. Ja, hulle moet sien jy's te excited nie. Maar eintlik kan sien hulle presies hoe jy probeer om nie gelukkig te lyk. Ja. Hier sien man. En die aanpassing, wat was vir jou, wat het immediately uitgestaan toe jy daar aankom? En ek kan nou assume, ek praat uit 'n Samson uit. Ja. Was die lengtes van die meetings of die detail of wat het vir jou uitgestaan die eerste paar oomblikke toe jy deel is van die Springbokke? 'n mens almal vat hulle werk ernstig op, maar die ouens kan 'n mens sien sit effort in. Onmenslik baie effort. Soos jy nou gesê, die detail wat hulle op alles het is ongelooflik. Ek het nie verwag om kyk Chasing the Sun gekyk en jy sien die goed wat hulle soos uitkyk en hulle doen goed op 'n ander level. Maar as 'n mens fisies daar is, dan is dit net 10 keer meer as wat jy verwag het. En dit het nogals my baie uitgestaan. Soos die manier hoe hulle gedoen, mense het 'n natuurlike idee,
maar mens weet nie nou presies, okay, hier is wat hulle doen. Hulle fokus op die, hulle kyk na die goed, hoe hulle jou as 'n speler wil ontwikkel. Al daai goed. Ja, dit was nogals nice om te sien. Dis die klein goedjies en ook julle het 'n gym sessie saam gehad. Hoe was daai gym sessie? Het jy maar meer gekyk wat die manne optel of Ja, dit is lekker. Mens kyk maar so 'n bietjie. Ons is so forwards backs gesplit. Maar ons kon daarom ons eie ding gedoen het. Ek dink hulle wil nou jy het ons verskillende programme. So was lekker bietjie net so kyk wat maak al die manne ja, lekker teruggestap. Ja, dat was nice geweest. Ja, het er 'n bietjie geluister, wat maak die 13s en 12 in die centers, 'n bietjie try, 'n bietjie steel. Ja, so 'n bietjie gekyk. Dit was my moeilik want Ethan Hooker was eintlik die, as ek dit nou reg het, die enigste aan 'n 13 dae en Kainan, maar hulle is mos altyd eintlik vleuels ook, so dis so weer. Maar ja, maar gekyk, die ouens het maar so 2-3 saam gejam. Jy moet een van jou pelle. En wie was die, ek weet dit is seker 'n verskriklike moeilike vraag, want julle het so baie sterre by die Stormers waar jy oefen. Maar hoe was die particular die ou wat jy was excited om hom te meet en bietjie in sy space te wees? Ja, ek wonder of hy sal lag. Andre Pollard is my held geweest nog Okay, altyd. Polly! Nog altyd. Gemis. Ja, natuurlik. En dit was baie lekker om hom te ontmoet. Ek het 'n juffrou by die skool gehad, juffrou Meiberg wat al vir jare by gym onderwyser was en sy het vir Andre skool gegee. En sy het geweet ek hou baie van hom, so voor interskole stuur hy vir my 'n boodskapie. Toe skrik ek ook groot, toe weet ek, okay, sy het nou vir hom iets gesê. So ja, dit was baie lekker om te ontmoet, maar eintlik ja, almal daarso. So dit was ja, dis al my heroes van kleins af. Yes. Ja. Maar ja, Heineke het seker uitgestaan. Ja. Volla, daar is nog eens baie volla aan jou. Wat ek so kyk aan die gesig nie. Net toe Polly nou by ons aankom as 18-jarige. Met die dumpeltjie, dumpels, baie charismatisch, is dit die regte Afrikaanse woord? Kan wees. Okay. Charismatic. Ons sê dit is woord. Ons sê so. Ja, so, ek kan hom definitief sien. Ek gaan dankie sê. Dis my So lekker, jy kan sien in die gesig, ja, so 'n bietjie 'n stout kantjie. Polly het altyd so 'n stout gesiggie gehad. Maar dit is great om te hoor dat Polla jou ou was en hoe jy die Springbokke gemeet het en alles. Ja. En toe jy nou huis toe gaan, wat skryf ons in die boekie neer, Marcus? Ja, ons het baie interessant, so ons het mos nou al die meetings eintlik net gehad en al die verskillende coaches het maar hulle eie afdeling gehad waar hulle die show geran het. So mense maar net in alle, jy het soveel as moontlik neergeskryf wat jy kon. Coach Jerry gepraat het oor defense, dan het hy geskryf soos wat hy wil doen op defense. Coach Tony Brown, wat op enigiets op die aanval. Jy skryf alles neer. So elke coach het hulle deel gehad. So mense het die hele ding gekry. Is incredible. Ek dink dis kom ons seker vir Coach Rassie so baie love. Vir jy's 18 jaar oud. Die tree in. Yes. So, die feit dat hy sê partner is, hy kon nou verstaan die detail. So hy het daar weggegaan met die feit dat I know what I need to do now if I want to be where he's hero is Polly. Ja. Jy weet nou, jy het nou 'n bietjie meer understanding wat vat dit. Ja, baie goeie understanding en verskriklik gemotiveerd om want 'n mens glo jy kan dit doen as jy nou die goed doen. Hulle het vir jou die map gegee om uit te kom. So mense is nog ons baie gemotiveerd. Ek het met Raleigh ook gepraat en hy sê ook hy was nog nooit so gemotiveerd om iets te kan doen nie. Want 'n mens glo nog as 'n mens kan. Ja. Ja. Just is powerful. En ook het net 'n paar weke voor dit was in die Stormerskamp gewees en jy was ook part van die SN20. Nou obviously jy werk met Tony Brown, David Snyman, Malusi, al die tipe coaches en jou approach dit, wat vat jy weg en waar angle yourself en Dit is ongestaan want elke coach het sy eie opinie en goed. Maar ek het lekker met coach Malusi eintlik gepraat. Die goed wat hy ook vir ons leer, baie van dit maar hy het voor die tyd vir ons gesê, kyk bietjie wat doen Tony hulle. Ja. En kyk bietjie wat doen ek. En baie van daai goed is eintlik dieselfde. Selfe konsep, selfe woorde wat hulle gebruik in sekere goed. Ek wens ek was langer by Dawie ook gewees, maar ek glo dis dieselfde. Ek het nou nog nie so baie detail by die Stormers gehad nie, maar die oefeninge, dis baie van dieselfde konsepte en 'n mens probeer maar net soveel as moontlik inneem wat jy kan. Almal speel dieselfde moves, is maar net running lines. Ja, klein tweaks, maar jy's ongelooflike mense om net met hulle te kan praat en te luister wat hulle plan is en hoe hulle dinge doen. Dit is next level. En Marcus,
mis ons bietjie skool. Mis ons bietjie, mis ons uit Gummy Blaze, mis ons die onderwysers, jou vriende. Is dit ietsie wat jy mis op die oomblik? Ja, nogals. Ek sou dit nie gemis het tot die rugby nou begin het, maar die rugby nou begin. So nou begin mens nogals. Ek sit nou by die Stellenberg game en ek kyk, ek soos, hoekom is hier so baie mense? Ja. Ek vergeet, ek het ook daar gespeel en dit is soos 'n mens mis dit nogals. Ek dink 'n mens is baie die verantwoordelikheid is nie noodwendig so groot op skool nie, maar die excitement van buite af is nogals baie. Ek dink omgewings waar mens nou in is terwyl jy nog jonk is. Julle sal dalk kan weet van julle eie ervaring ook as jy nog jonk is baie van in die groep en die span se eie verwagtinge en die excitement wat gebou word. Hoe ouer jy word, hoe meer kom dit van buite af. En, ja. Yes. So ek sal nog gesê, dis iets wat 'n mens van skool af nog ons mis. Support nog die spannetjie, ja. En 'n paar weke gelede obviously verloor 'n nok gekry in Stellenberg. Ja, wat is die gevoel daar? Jy is unlucky, maar ek back die ouens al die pad. Klomp van hulle het saam my gespeel. Bevoorreg om saam hulle te kan gespeel het. Ongelooflike groep spelers, baie goeie spelers. Ek dink ek is glad nie bekommerd oor hulle jare. Ek dink hulle gaan next level wees. En wat mis ons die meeste van die skool? Jy praat nou van die eksterne goedjies. Is daar iets spesifiek wat julle altyd in die koshuis gedoen het? Kwaad goedjies. Is daar 'n Dinsdag of 'n Oostyd, my koshuis daar was Woensdag nou dorpsdag. Waar jy nou bietjie jou ma se sakgeld kan gaan. Ja. Is daar ietsie wat altyd by nooit gedink het jy gaan mis, maar nou sit daar dit is nie meer daar nie. Ek sal nou dink as ek van 'n rugby en 'n skool kan vertel, rugby sal ek nogal sê die aand voor 'n game. Yes. Ons hele span het in die koshuis geslaap. Okay. En ons het spesiale goed wat ons gehad het, wat ons gedoen het. Wat nie ander spanne regtig gaan doen nie. Dis nou maar 'n tradisie van jare van wat die skool gedoen het. Nou die Vrydag aand voor 'n wedstryd. Ek mis dit nogals baie en ek dink ek gaan dit vir altyd mis, want dit is baie spesiaal. Van 'n skool se kant af. Nou weet ek nie. Seker maar in die koshuis te wees. Saam al jou pelle. Saam al jou skoolpelle, net op enige aand en almal kom by mekaar laat en jy praat tot 2:00 die oggend terwyl jy weet jy nie moet jy het môre skool, maar dan is almal net in die kamer en almal chat net lekker en dit is net ek dink ek mis nog ons dit ook baie. En van 'n rugby cult se point of view, hoe was dit? Obviously met die boys jy praat daarvan, maar ook die professionalism van julle rugby. Ek bedoel julle oefen seker in die oggende, gym sessies, meetings. Ek bedoel in ons skool dat is sulke goed gehad nie. Ja, jy sê ek's baie bevoorreg dat gym dit so gedoen het en hoe professioneel hulle is, want dit help my verskriklik baie nou waar ek is. Ek is baie gewoond aan die goed wat ons nou doen. Vergaderings en skryf jou goed neer, kyk jou video's, al jou voorbereiding en al daai goed. Dit het ons op skool al geleer. En al hoe meer skole begin dit nou doen, dink ek. Nou gesê in die oggende oefen, ons oefen baie in die oggend. Baie in die oggend. Die Parel is warm, so presies in die oggend. Dan, maar vinnig, so 40 minutes. Hoe laat is dit? 6? Ons sal so 5:40 tot so 6:20. Oefen 5:40. Oefen 5:40, ja. So as dit warm is, dan is so 3 keer 'n week. En dan elke dag gym in die middag. En dan sal ons nou in pre-season probeer Vrydag en Saterdag ook 'n oefenkamp in reël, so nou nie ander sport is nie. So Coach Pieter het al hierdie goed gebou. Ek was eintlik lucky genoeg. Hy het my gecoach WP onder 19 2007, brilliant coach. Ja. Brilliant coach en 'n lekker ou slapchippie. Lekker ou, maar daai tipe goed wat hy ingebring het en seker gemaak het julle manne is op top notch om die top te bereik. Ja, en ek dink hy verkies ook daai professionele setup. En standaarde wat ons vir onsself stel. So ja, hy daai hele ding uitgewerk. Ek seker daarvan het was seker ook so voor hy daar was. Maar toe ek weet nou nie so baie daarvan nie, maar ja, hy het daai ding gekry en het werk. Ja. En ek dink almal al die coaches van die hele skool, hulle almal koop in. So mense bou daai kultuur al van graad 8 af. So by die tyd wanneer jy by Coach Pieter kom aan sy reg. As jy geolie. Ja, nee, aan sy reg, aan sy opgewonde. En is Coach Pieter nog steeds so, ek hoop is Coach Slap is nog kyk. Hy het my afgerig van 2012 tot 2016. Jessie. Vir die bulle. Ja. Backline afrigter. Is hy nog steeds so attention to detail? Ja, 100%. Baie moeilike mens as jy ill-disciplined is. Is hy nog steeds so? Hy is presies dieselfde. Ons is mos maar min
seuns eintlik as 'n mens nou compare teen die ander skole. As jy Paul Roos met oor die 1000 seuns, ons is maar 600 en Affies ook 1300, 1400. So ons fokus baie op harde werk en dis die kultuur van hard werk en al daai broederskap. Want dit maak hard en dan kan jy enigiets aanvat. So as 'n mens nie noodwendig die spelers het, dit is detail. Daai play sheet is baie groot en klomp verskillende goed. Dis nie van nou, daar moet net 3 ouens hier om. Dis 1, 2 en ag, jy moet hier wees. Ag, jy moet carry. So dit is soos vir 3, 4 fases als uitbeplan. Goodness. En baie, ja nee, dit is En taaf. like jy meer dit 'n bietjie detail en meer multi-phase attack of like jy meer transition playing off the cuff? Ek het nogals gehou van die multi-phase, want dan weet ek presies wat ek moet doen. En as dit gebeur, dan weet jy, okay, jy moet hier wees en dan doen jy jou ding. Want so dan hoef jy nie regtig te wag vir geleentheid, jy weet hy kom na jou toe. Maar die ander deel, as dit net bietjie transition is, dis lekker, want jy het vryheid. Dan is jy nie noodwendig bang om 'n fout te maak en jy kan fokus op meer op die game self wat nou aangaan en jy speel wat voor jou is as die multi-phase attack. So, maar dis twee heeltemal verskillende goed, maar elkeen van hulle het maar hulle pros en cons. Ja. En verkies jy so nou en dan dat jy 12 op die try, dan 'n 13 op die try. Wat verkies jy? Ek het mos 12 gespeel my hele lewe tot graad 11. Toe coach Pieter toe ek nou by hom aankom, toe sê ek moet 13 speel. Want niemand sou vir Kobus uitspeel. Ja. En toe like ek het nog ons baie 13. Ek het 2 games van graad 11, 12 gespeel. Toe is nog my lekker. Toe in matriek toe ek 12 speel, toe is dit nie vir my so lekker nie. Toe ek is gewoond aan spasie kry, outside channel, baie vryheid. Coach ons nou weet ook die verskil. Baie meer vryheid en 12 baie kontak. Veral nou, ek dink as ek nou moet 12, die manier hoe 12 nou speel, in die professionele setup is Vacuum, physicality, en dis jou werk en jy moet daarvan hou. So ek sal altyd daar speel, maar ek dink ek sal dan bietjie anders speel as 'n tradisionele 12 of hoe die 12 nou is. Maar ek verkies 'n 13. Ek verkies 'n 13. Bietjie meer spasie en vryheid en so. Obviously dit kom met leadership, want dit kom by defensive leadership. Ja, en ek hou baie van dit. Ek hou daarvan om verantwoordelikheid daarmee te neem. As jy mense nou fout maak op alles, ek sal die call maak en ek gee nie om. Ja, As dit nou verkeerd was, ek sal dit op myself vat enige tyd. So jy geniet die druk. Ja, ek geniet dit nogals. Ek voel dit nie, ek was nog nooit iemand wat regtig soos in my kop vir myself sê, okay, daar's nou baie druk op jou nie. So ek is geseën, dis daarom net hoe ek is gelukkig. Ek dink ek gaan my vraag anders stel. Nie druk nie, geniet die responsibility. Ja, dit geniet ek verskriklik baie. Ek sal ek hou daarvan om die call, om sê my nou, ek het nou by gym toe ek kaptein was, het ek die calls gemaak. Soos wat nou coach Pieter als uitbeplan het. So ek het die calls toegemaak want ek weet waarom wat op die veld te doen. En ek het daarvan gehou om dit te doen. Selfs nou as met defense, ek hou daarvan om die verantwoordelikheid te hê. En dan leadership, jy het mos staan het 9 wat jy gespeel, maar nie kaptein en die following year is jy toe kaptein. Was dit different type of approach persoonlik vir jou game? Because it sometimes as a leader, ons weet het 'n bietjie ander druk. Coin toss, jy dink 'n bietjie oor die coin toss, wat is die regte goed om te sê? Is 'n different type of focus? Affected jou of waar in die animasie? Ek hoor nie so baie nie, maar mense is nogals bewus daarvan eintlik. Maar dis waar jou spelers jou nogals help. In jou span wat kan leiding neem wanneer jy voel wanneer jy nie 100% voel nie. Maar ek probeer om myself so rustig as moontlik te hou en nie regtig daaraan te dink in die oomblik as 'n mens nou speel, want 'n mens wil hê dit moet jou rugby enigstens benadeel nie. Invloed, Ja. Maar Marcus, ons is nou klaar daar by die rugby en by gym. Hoe was dit? Graad 11 jaar, toe kom jy, is as skole, Marcus Miller, die naam groei nou. Jou graad 12 jaar, nou is daar 'n bietjie verwagting. En nou is jy kaptein van gym. Ja. Hoe het jy dit gemanage? Dit was nogals, mense nou geweet, daar gaan nogals baie druk wees van mense af. Maar ek het met baie mense eintlik gechat so deur die jare en ek het vir myself ook gesê, ek persoonlik sal weet as ek goed speel of as ek nie goed speel nie. Of so goed soos wat ek kan speel, of nie op my standaard nie. Want ek dink, ek het geweet die mense gaan altyd meer verwag as wat mense eintlik kan doen. So ek het vir myself gesê, ek gaan weet of ek goed genoeg was of ek nie goed genoeg was nie. En ek dink ek het maar net met dit gestiek deur die hele jaar.
Maar daar's altyd media en mense wat goed gaan sê. En mense is dom as jy dit nie raak sien nie. Almal kom vertel. Jy sien dit al, jy sien dit. Ja, veral die slegte goed. My Jy vriende is sien die dit. eerste mense wat dit vir my stuur en vir my lag al. So ja, maar ek dink as jy baie selfbewus is dan help dit nogals baie. Dit het my verseker gehelp. En as 'n jong man, is jou ouers half jou North Star. Ja, definitief. Is Ja, het? my ouers het my verskriklik baie gehelp en ek glo hulle het my reg groot gemaak. So ek is baie dankbaar vir hulle en my susters hou my ook baie op my voete. Is dit? As hulle 'n groot support staaf van hoe kyk hulle jou wedstryde? Ja, verskriklik baie. Hulle probeer om oral te wees waar ek speel. Maar nee, ek moenie waag om 'n fout te maak of iets sleg te doen as hulle kykie. Dan gaan dit nie goed vir my eindig nie. So die sissies is baie protective oor Marcus. Ja, nogals, maar hulle sal my net so sê as ek 'n foutjie gemaak het. Is dit? Dis Bietjie cool. van die kant af. Ja, hulle sal hom nie laat gly nie. Dis cool. En social media ook. Kyk, ons het in 'n era groot geraak van Mixit en Blackberry, maar deesdae vir julle, jy het nog mense van jy sien die goedjies, dit gebeur. Hoe approach jy dit? As jy soos iemand wat doen iemand dit vir my of ek stel nie belang nie of is dit deel van jou marketing of Ek het niemand wat die goed vir my doen nie. En mense maar seker bemarkingsgoed as jy nou 'n sponsor of iets het wat jy maar doen. Gelukkig dit waarmee ek al gewerk het, doen hulle gewoonlik vir jou en jy soos collaborate dit. Okay. Sien nou op Instagram. So dan maak hulle die post en julle post dit eintlik saam dan. Nee, en die ander goed, ek lees nie regtig comments of enigiets nie. Obviously as iemand nou vir jou video stuur, sal jy dit kyk. Maar ek is daarom nie geplaag daaroor nie. ja. Maar ek vermy dit nie, maar dit beïnvloed my nie te veel nie. En die mense kan chip, ja, en as 'n paar chips daar by ons. Ja. Veral vir die boys en mannetjies. Okay. Quentin pot gestuur en julle sit mos lekker voor. Asof Jordan Doorste van agter af sê, hey, wat was dit 35 33? Sulke selfies. Gooi die man Dis er. cool. Hulle sal gooi ja, hulle sal nie terughou nie. Ag, dit was Spanje, maar dit geniet dit. Sal jy ooit daai wedstryd die interskole Yes, game ooit wil terug hê? Of is jy peace? Ek dink ja. Nee. Ek sal nooit vrede hê met daai nie. Ja, ek bedoel wat was dit 12 punte voor? Nee, ek dink nou nog aan die wedstryd. So ek het dit nou die dag nog weer gaan kyk. Dit is ek sal dit 100% gaan oordoen. Ja, just Ja. daai een is nog 'n staf op 'n En mens. die feit dat jy nou die vorige jaar gewen het en nie die jaar gewen het, het dit makliker gemaak of nie eintlik nie? Ek sal nie noodwendig sê makliker maak nie, maar ek's baie gelukkig. Ek het die gevoel van wen en verloor. En dis lekker om altyd te weet. Obviously mens wil nou nie weet hoe dit voel om te verloor nie, maar ek is baie dankbaar ek weet ook hoe dit voel om te wen en ek doen dit wendig gehelp om my beter te laat voel oor die feit nie, maar dit laat 'n mens beter voel as jy weet, okay, jy het al Is 'n bietjie bragging rights. Ja. Jy het so 'n bietjie, so iemand ietsie Ek het ietsie, ek het julle nie niks 30 ja. gegee. Ja. Ja. Marcus, ek dink en ek Rakkes, as julle guys nou kyk, ek wil nie myself in jou voete sit because ek het nie in so groot interskole gespeel. Ek het nooit die druk gehad wat julle ervaar het. Ja. Die verwerking van hy disappointment, hoe het jy dit gehanteer? Dit was nogals rof geweest. Ons het die Saterdag nou gespeel en die Sondagmiddag moes ons incheck by SA onder 18. O, goed. So dit was As jy mens tyd direk en dan sit en daai setup vir 2 weke stryd waar jy net saam is. Dis nie van uitgaan op 'n afdag of niks nie. Yes. Dit is so reguit in en dit was nogals erg geweest vir my. Obviously ek het nogals of ek glo ek het 'n dik vel. So ek gee nie om as mense iets vir my sê of ietsie, maar dit raak nogals baie op 'n tyd as dit aanhoudend is want dis nou obviously waar almal gaan praat. En so ja, dit was nogals erg geweest. Ek dink dit was 'n slegte week, haar eerste week vir my geweest. Dit was baie sleg om oor dit te kom, maar mens aanvaar dit eventueel. En dus mens wil nou nie aan daai persoon wees wat nog heeltyd terug gaan aan hy game toe en dit praat oor. Moet aanbeweeg, especially as jy nou daai groen en goud begin raak. Ja, presies. Jy het nou 'n nuwe job om te doen. Maar nee, dit was nog 'n rowwe week van almal wat jy altyd herinner daarvoor en dit is so emosioneel en 'n mens het so groot build-up gehad daartoe. So ja, dit was nogal staf, maar toe na dit toe sit bietjie gesettle. Bietjie gesettle, ja. Jy het dit makliker gemaak met Quentin Potgieter saam met jou. Daar is obviously saam met jou by SAS ook. Julle is roomies, baie tyd. Ja, so bietjie so, maar ek dink dit was vir hom ook net so sleg. Van daai week almal praat ons ook heeltyd daaroor.
van daar af. So ek dink dit was ongelukkig sleg, maar dit het definitief het bietjie beter gemaak dat ons is eintlik 'n paar manne wat daar was wat almal ons almal weet ons voel dieselfde. Hulle is amper so Salt and Pepper. Is dit? Quentin en hy. Hulle remind me bietjie van Skalk Burger en John de Villiers. Ook gemies. Een speel 6, een speel center. Ons moet nie dit doen nie. Ja, Ons moet nie vergelyk nie. Jy moet nooit vergelyk. Ek het dit net al gedoen raak wat ek met Polly, maar hy was net oor gesigsuitdrukking en hare en so. Okay. Marcus, die toekoms vir Marcus Miller. Jo, ek weet nou nie. Ek vat maar waar die Here my pad uitsaai. Maar Stap vir stap, sover stap vir stap, maar ek is baie gelukkig waar ek nou is. En hoe dinge nou vir my gaan. Want die mense weet nou nie, soos nou self, ek sal nou by SAS oefen en dan, as jy mens volgende week hoor, jy moet by 120 gaan oefen, dan moet jy gaan, dan moet jy aanpas. So, en dis my lekker op die oomblik. Ek het maar gekies om by die huis te bly en ek hou daarvan hier by die huis. So, ja, dis hopelik, mens weet nou nie wat die toekoms inhou nie, maar ja, ek is maar reg vir enigiets. Ja, vat wat kom, ja. En was daai besluitjie moeilik? En ek weer eens Rakkes in Marcus, ek praat uit 'n Samson uit. Ja. Ek sal nou assume jy het klomp offers gehad. Ja. So die besluit om die Goeie stormes besluite te kies. gevat. En veral dalk nie daai ligte blou wat daar is nie. Jou span. 2 weke terug het ons verstaan, okay. Hoe moeilik was daai besluit om te sê, okay, ek bly by die huis, ek kies die stormes, dis waar ek my toekoms sien. Ons het, een keer het ek en Quentin, hulle het ons genooi om eendag HBC toe te gaan, toe ons matriek was. Nie te laat in die jaar, nog ons vroeg in die jaar. Seker hier April, Mei rond. En toe was dit vir my ongelooflik die setup daar en dit 'n ongelooflike kultuur. En ons het gesê, ons sal nog ons like om deel van hierdie te wees. Ek het nooit die ander unies besoek nie. Ek dink daar was geleenthede gewees, maar ons kon toe net nie daarby uitkom nie. Met ek en my pa sou saam gegaan het. En het toe nie uitgewerk nie. Het met coaches meetings gehad en goed. Maar ek is 'n groot familiemens en my vriende. So dit het ook natuurlik ook 'n invloed gehad. Ek weet 'n mens moet nou nie noodwendig dit agneem as jy jou loopbaan kies nie, maar dit is een van die voordele van my om die huis te gekies het. En ja, daai dag toe ons daar was, toe ek besluit, hierdie is 'n kultuur en 'n span en omgewing waarvan ek graag wil deel wees. En dit was net nog meer as wat ek gedink het nou toe ek al aankom vir die eerste keer. Het hulle vir jou lekker plan en eet gesit en gesê, luister hier so dis, hoe en so, Ja, op sy plek te sit. ja, gesê eintlik soos net, hulle het 'n plan vir jou. Jy gaan natuurlik, jy gaan moet speel, jy gaan moet perform en alles, maar die plan is daar, ons het jou baie graag en ons sal graag met jou wil werk en dis nogals nice om te hoor, so ja. En het is ook great om te sien, obviously development in jou, dat so jonk is 18 jaar, dit is ook belangrik en jy so tans om by SAS raak vir 'n paar weke, terwyl jy nou in en uit gaan. Hoe lekker is dit om met coaches te werk soos Hein Kriek en Aaron Schubert, hulle, wat ook seker maak die development bly net so sterk tot waar jy gaan, so as jy stormers goed speel, dat jy lekker En ek dink dis die groot ding nou van SAS, is hulle fokus verskriklik baie op player development, waar ander omgewings dalk is, as jy nie perform jy dan jy uit. Dis nou die groot mens wêreld, so hier by SAS, daar waar hulle net jou, hulle wil jou 'n beter speler maak en nie dat die ander coaches dit doen nie, hulle doen dit ook, maar daar's minder tyd eintlik vir hulle om dit te doen en hulle moet op ander goed ook worry. En by SAS fokus hulle klub soos baie hard daarop. Wat vir my baie spesiaal is en dis lekker, dis ook motiverend. Jy besef, okay, hierdie mense gee om oor jou en dan moet jy net jou deel doen. Wat se aspekte wat jy op nou fokus? Wat jy wil improve, wat jy wil bietjie fine tune, wat jy dalk net wil seker maak Marcus Miller is bietjie beter in dit, of ek wil daai element van my game 'n lang pas, wil ek improve. Ek sal sê, dit gaan nou ververig klink, maar ek wil eintlik maar die basics. Nice. As ek nou in die dag gaan pass en tackle, wil ek graag net aanhou werk. Ek dink ek het nou deur die jare al baie raad gekry en dit is wat 'n mens op die ou einde, dis wat jou talent sal jou in die span kry. Coach Pieter het dit vir my gesê. Jou talent sal jou in die span kry, maar jou basics sal jou uit die span uit kry. Ek sê dit heeldag. Ja, en ek dink dis die waarheid. Ek glo dit. So dit is iets waarop ek nou fokus, ja. En 'n X-factor, 'n bietjie van stepping en fending en daai goed bietjie add. Ja,
sal ek nie noodwendig die myn prioriteit maak nie, maar ek het ook nou besef die kompetisie is taaf, so jy kan nie meer wag vir 'n geleentheid om te kom in 'n game, jy moet gaan soek vir dit. So en dis waar daai goed eintlik inkom. Ek probeer nou dink wat kan ek doen om myself in die game te kry of in die game te hou so lank as moontlik. En hy skopvoet is nog nie gepraat oor hy skopvoet. Ek wou nog net gevra. Daai dinkie is deadly nogals, hè? Yes, Like jy dit? Ek like dit verskriklik baie, ja. Om my responsibility te add op jou ander X factor. Ja, dis my lekker. Dis dalk bietjie meer stresvol. Eintlik dis waar ek 'n klein bietjie begin voel soms. Maar dis my lekker. Ek het nog altyd gehou van skop. Ek skop verskriklik lelik. My arms is hier in die lug en Maar dit is effektief. so ek is nie natuurlike skopperie, maar ek geniet dit verskriklik baie. Ek het nou eintlik lank terug geoefen met dit omdat toe ons nou op hoërskool was, toe ons Was jy die mynskopper mos? ja, toe was ek nou die mynskopper want Louis was toe nog graad 11 en hy het toe met 'n besering gehad. Louis Koen wat ons vla was, toe hy 'n besering gehad en hy kon toe nie skop nie. En toe ek het die hele graad 11 geoefen om te skop. Of net saam die skoppers altyd geoefen. As ek ooit sou moes, toe paar roosweek toe sê hulle vir coach Pieter vir my, okay, jy gaan skop die naweek want Freek het nie so goed geskop die vorige paar games nie. En toe by Captain's Run toe sê hy, okay, ek wil net gou vinnig kyk. Toe skop ek myself uit om te skop die naweek. Toe het ek nie geskop die naweek en nou ek by Captain's geskop het en hy het vir my gekyk. Dit het nie goed gegaan nie. Toe ek het nooit in graad 11 toe geskop en toe matriek nou kon ek toe Louis nou seer gekry toe het ek geskop. Jy oorgevat. Maar nou vir ons nou is daar's al jou tiene Jackie het als oor in Georgia gaan skop in 2 games. So dis maar moeilik vir my noodwendig om daar in te val want dit is nou hulle werk en dit is hulle rol. Maar as ek oor die geleentheid kry, ja, Maar wil jy daai skill 'n bietjie skerp hou? ja, Of, wat, ja, dink jy? dis nou sleg vir my dat ek nog nie baie daaraan aandag aan gegee het nie, maar definitief ek sal nooit ophou dit oefen nie want elke span nodig 'n skopper. Wat is die laaste 13 wat ons kan onthou wat Paul toe geskop het? Interessante enetjie. Ek weet nie van een nie. Ek weet Mortlock. Yes, Sterling Mortlock is nou oud Australië Wallaby Bietjie oud, kaptein. ja. Percy begin het. Het hy 13 gespeel? Ons het 'n bietjie 13 Vir die gespeel. Bokke, Het hy 13. geskop toe hy 13 gespeel het? Ek dink so. Of was Ja, dit hy Bram? sou seker geskop het. Ja, maar ja, skopvoet sou hy gehad het. Ja. Ek dink wat Ek kan nie nog aan 13's dink jy. Maar Sterling en Monty was maar die twee Ja. 13's. Ja, mens dink jy eintlik aan 'n 13 wat skop regtig. Maar ek dink is cool. Ek dink regtig is baie cool. Ja, ek hou ook al van as enigiemand as die ouens goed skop, hy Kaza wat nou vir UCT gespeel het, die vleuel. Want hy het yes. als oorgeskop. Waar is die kap? So ja, ek hou ook al van as enigiemand kan skop. Dis interessant. En ek dink my ander vraagie vir jou is, ek weet ons op pad na die einde toe amper Marcus. Jou hero. Ek dink ons almal het heroes gehad toe ons jonger was. Wie was Marcus Miller se hero wat hy gekyk het en gesê, "Ag, ek love the way hoe daai man speel." Of was dit maar net Polly geweest? Dit was Polly, maar julle gaan nou lag as ek sê dit was John ook geweest as hy nou omdat hy nou ook in gym was, maar dit is nie die rede nie. Toe het ek nog nie geweet van gym toe hy gespeel het nie. Maar hy definitief, ek dink my gesin het ook baie gehou van hoe hy gespeel het. Ek het altyd YouTube video's gekyk oor Brian O'Driscoll ook. Okay. Hy was vir my ook verskriklik goed geweest. So daai twee nou as centers, Polly en Dwayne, ek het vir Dwayne gelike. Is dit? Dwayne. Ja, ek het vir Dwayne gelike. En met deesdae obviously met jou size ook, jy kry nou hybrids especially in die center posisie. Is dit miskien iets van obviously met jou met die gym daar, weet jy ook nie agter die mall gestaan en by die scrums en so. Like jy bietjie daai physicality, miskien is 'n hybrid rol. Ja, ek het nou nog nie geskram nie, maar ek het toe ons nou by die alignment camp aankom, toe vra coach dan vir my kan jy skram. Ek sê ek het al gemol, hy sê nee, ja, worry oor skrams. Sê ek vir my ek sal skram. Maar ja, ek het baie van die mols gehou. My vriende tune my altyd want hulle sê ek het net tries gesteel eintlik omdat want ek altyd mal tries Soos elke hakker. Ja, en ek het nooit die bal vir die hakker gegee nie. Maar ek het dit nogals baie geniet en ek hou van die idee daarvan. Jy het nou 'n ekstra speler in die mol, dit werk. So ja, ek het nogals baie daarvan gehou. En ek's baie keen om te skram ook. Ek hou dan voel jy bietjie soos 'n voorry want hulle is maar altyd 'n ander mentaliteit as die back. So dis my lekker. Ek sal dit nogals baie geniet. Ek hoop jy wil
skram O, nee, nie voor nie. Ek wil net seker maak, jammer. Ek sal gaan ingooi, maar ek sal nie skram nie. Okay. Soos voor nou, ja. Ja, hakker of stukkie nie. Jy sal 'n flankie vat as jy moet. Ja. Op die kant in 'n agste mandjie sê mos dan Dwayne was iemand by Ja. baie gelyk het. En is Marcus nou in die genie bottle wil kyk, teen wie sal jy graag wil speel? Wat 'n speler tans wat in wêreld rugby is of in Suid-Afrika? Jo. Wat 'n speler sal jy baie graag nou wil aanvat die dag om te sien wat het Marcus Miller in 10 week speel? Ek dink as sy ervaring sal dit ongelooflik wees om teen Dupont te speel. Net om te sien wat die als kan doen en hoe hy seker goed doen en dit werk net. Dit dink ek sal nogals nice wees. Ek sal nou nie sê noodwendig iemand as 'n oppositie nie, want ek sal nou nie wil hê soos Boelie Akkie wat op my afhardloop. Ja. Dit kan dalk in die volgende 6 maande never gebeur. know. Ons weet Ja, nie. en as in die podcast sit jy weet Dit gebeur verskriklik goed. Ja, so ek dink Dupont is nogals nice om dit gaan amper soos 'n ervaring wees net om te sien soos wat die ou doen. Obviously jy het 'n job om te doen op die veld en als so ek gaan nou nie op hom fokus as ek ooit teen hom sou speel. Ja, maar dit is hy wat ons hy het dit gemaak. Ek wil sien what it's all about. Ja, en ek sal nou nie noodwendig enige Suid-Afrikaners sê nie, want 'n mens wil obviously saam hulle eintlik ook speel. Okay. Ek dink Bowden Barrett is ook nogals iets. Ek het baie van hom gehou toe ek nou jonger was, of eintlik nog steeds. So ek dink hoe hy speel, hy het so ook sy eie styl van Yes. van speel. Terwyl ons op die senter is en kies en keer en so, ek wil ook gamepies om speel center for tension. So ek noem 2 net 1 kan bly. Jo. Ons begin sommer daar. Rieke Johanni of Joseph Swiali. Rico Ioane. Kanan Moody, Rieke Johanni, Moody. Hugh Jones Moody. Hugh Jones is Ja, next ek bring level. het, Daar is Tawie en ek hoop ek wil nou nie in die moeilikheid kom met die Ons ouer gaan man. met Kanan Moody, ja. Ringrose Kanan Moody. Kanan Moody. En dan Lukanye am Kanan Moody. Nou Prime. Ja. Ja. En dan moet ons die big boy inbring wat nou huidiglik storms maak, de Massimo Cello van Italië. Ja, hy is goed. Ja, nee. hy is baie goed. Hy is goed. Ja, ek gaan ook vir hom moet kies. Is Ja. dit, ja. De Massimo Cello, dan Gil Fico. Menancello. En dan die laaste netjie Jesse Kriel. Jessie. Ja, Is wat. dit? Huh? Makkelijk. Vorm. Ja, Nee, yes. beste center in die wêreld. En is lekker gemiste muscle. Jy lyk mos ook gym, ja. 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 Ons het obviously gepraat van future planne vir jou. Jy het ook gemensen so 'n paar weke terug of maande terug. Currie Cup is iets wat jy aan dink. En jy obviously kyk wat voor jou lê. Jy's nou huidiglik by SAS. So die volgende stap vir jou, is dit die ding Currie Cup of wil jy die SA20 'n lekker go gee? Ek sal baie graag SA20 wil speel en daai span wil maak wat wêreldbeker toe gaan in Georgia in Junie en Julie. Ek dink dis 'n ongelooflike ervaring. En as ek kan, Currie Cup is een van die doelwitte wat 'n mens ook wil deel wees, want die ouens wat langs jou gaan speel gaan ouens wees met baie caps en ervaring. Experience, ja. En om daai te leer is nogals nice. Ek het nou klaar baie by Roanel eintlik ook al geleer. Verskriklike goeie ou. En toe ek nou daar by die Stormers was. En as mense nou soms so ouens kan speel, dink ek dit sou ongelooflik wees. So dit sou nogals nice wees om daar te kan speel. En net soveel as moontlik games eintlik. Enige plek waar ek kan. Ja. I like the side of things, Marcus. Wat is een ding van jou wat even die mense op gym nie geweet het nie? Is daar ietsie wat Marcus Hy is 'n open boek. By die twee sissies. Ja, ek is nogals 'n open boek. Is dit? As niks wat Ek niemand van probeer weet nie. net dink. Trek die sokkie mense eers is nogals links aan of Ja, musiekie. Mense dink of is altyd verbaas as ek die vir hulle nou sê as ek het nog nooit 'n besering, ek het nog nooit 'n rugby game gemis van hoërskool af nie. what? Ek het graad 7 laas, ek het graad 7 my kakebeen gebreek, toe mis ek een game, toe is dit COVID. Van graad 8 tot nou nog nooit 'n game gemis waar ek op was waar ek sê my nou selected sou wees of selected was nie, het ek nog nooit 'n game gemis nie. Goodness Christus, 5 jaar? Ja, 5 jaar. Ja, als op hoërskool. En nog nie, en dis natuurlik nou nog 'n besering gehad van daar af waarvoor ek baie dankbaar is. So ja, dis nogals Dis cool. Die fisios Jy kyk mooi nou, maar jy kyk mooi nou self. ja, maar mense is gewoon net verbaas as ek dit vir hulle nou sê. Ja, ek kan nie eens golf speel en nie beseer is. Ja, nee, nou is dit 'n goeie storie, ja. En snaakse hobbies vir jou?
Golfie? Nou, Ja, golf. Ek hou van 'n golf. Is dit? Saam die manne speel Ja. 'n bietjie. Ander tipe... Dit was nou te warm om te speel, maar ek Jy's 'n ek geniet dit gitaarspeler, baie. Jy's 'n singer, breakdancer, snaakse goedjies. Ek het in die laerskool gedink ek kan gitaar speel. Is dit? Maar nee, ek kon nie. Nee. Was My een suster is baie musikant. Ja. Sy hou van die gitaar speel en alles, maar ek hou van golf. Golf is lekker en ek dink baie mense hou ook al van. Ek het ook net 2 lesse gehad, E Het jy? minor en G chord Moenie en goed. En toe kan ek nie. Ek dacht ook die stem so kan 'n bietjie speel. Ja, E minor. dit is moeilik. Ek het Ja. self probeer leer, maar dit het nie gewerk nie. Ek begin met Lean on Me, maar okay. Ja, Lean on leer the ek ook gitaar. iets vandag, julle. Marcus, ons is obviously op die einde. En ons is in die Love Change Studio. Yes. En die Love Change Studio is brought to you by Bright Rock. And it's all about when change is happening in your life, change moments, life-changing moments. En ek dink is my moeilik om te vra oor tying the knot. Jy's nog te Nee, jong vir nee, dit. nee. Buying a house, jy's nog te jong Ja, vir you never dit. know. Okay? Landing a job, nog te jong vir dit. Ek gaan my vraag twist en ek gaan 'n bietjie change and creative wees. Ons lewe in 'n hypothetical wêreld en Marcus Miller is nie 'n rugby speler nie. Marcus Miller het nie Jo. SA20 of nie by die Bokke Lion Kampie. Wat sou Marcus Miller wou gewees het? Yes, ek het nog nooit so aan gedink nie. Hy wil vir Ellen Grey. Hou ek nog steeds van rugby. Jy hou van rugby, maar ons dis die direction. Dis nie die direction nie. Maar my pappa het gesê Marcus, ons gaan dit nie daai man. Jy moet iets 'n ander loopbaan Love golf, kies. seker love golf. Of Jo, ek dink daar is nog ons maar dis ook baie tyd en effort. vir Ellen Grey werk? Jo, ek weet nie, dis moeilik. Ek nog altyd baie van sport gehou, maar ek wil nou nie vervelig wees en 'n sport Ja, antwoord ja. gee nie. Wat jou tyd? Dit kan 'n tandarts wees of wat noem mense die goed bird watching. Okay. Ek weet nie. Dis nog ek sou eintlik baie graag wil gelike het om een van die mense te wees wat soos die wêreld gaan reis. En amper al nie noodwendig dat ek my eie show wou gehad het nie, maar soos die mense wat nog net al hierdie klomp verskillende plekke toe gaan en toer en berge klim, Everest gaan klim. Ek sou nog as dit gelike het. Baie dangerous en Ja, maar ek is nie noodwendig so nie, soos ek doen nie noodwendig al hierdie goed nie, maar ek sou nogals gelike het om so te wees. Around the world in 80 days with Marcus Miller. Ja, Dat drop is nou 'n social now. Yes, see. lieflik jou. Wie Marcus, jou baie dankie Ja. vir jou tyd. Ek weet soos ek sal hom persoonlik weet hoe dinge is. Obviously jy's besig, jy's by SAS daar by ons. Ek werk 'n bietjie saam met jou en dit's great om te sien hoe jy gevolg het nou van skool na nou jy's nog pretty much in die deep sea nou en jy's lekker coachable. Mense kan baie goed as jou aanpak en ook durable ook. So wat is fantasties om te sien. Alle sterkte met jou, especially met die SA onder 20s, TRC's wat opkom, World Cups wat opkom en nog groter dinge as dit ook nog. Hopelijk kan ons jou sien in die Stormers jersey so gou as moontlik en dit is fantasties om te sien hoe journey stap vir stap en dit kan vorentoe gaan. Jessie, baie dankie dat julle my genooi het. Nee, dis 'n groot plesier. Rakkers and don't go anywhere. Up next, we'll be covering the fixtures and results from the past weekend and upcoming weekend. Stay tuned for more action on Behind the Rack, okay? See you now. Rakkers, if you enjoyed that conversation and you're here for the first time, I want to ask you, smash the subscribe button below. It's the way you guys can help us for our channel to grow. And also next to subscribe, click notification, then you know whenever our content is available. And for everyone that tuned in and watched this, guys, thank you so much. We really appreciate it. We are not done yet. We're going to get into URC rugby results now. Come on, let's get straight into it. It's week 13 of the URC. Bulls 40, Cardiff 7, Lions Come on! 54-17 Edinburgh. Sharkies 45-0 Munster Eina. and 29-21 Paksla. for the Dragons. Hey, Paksla. Paksla. Pak slaaf vir die man. Sharkies kan nie so maak nie. Hulle moet so maak. Huh? Hulle moet so maak. Hulle het elke punt nodig. Yeah, and wow, and we have to give credit to Makazole Mpimpi. 100 caps for the Sharkies was outstanding, and the way he scored it last through tries was unbelievable. Hey? True servant and what a fantastic success story in South African rugby. No, he's got a soft spot in South African rugby, especially for the Sharkies as well, and a soft spot at behind the ruck, what he has achieved. But what did Achieva Daimani say in this episode? It's the depth that you come from. Okay? That is success. It's not Kempsbay to the Springboks. No. It's the depth walking without shoes to school.
etc., etc., And and now etc. he only walks Wow. in fly sneakers. Yeah. The man that's got the most, some say is the most fashionable person in South African And he's rugby. got drip as well. Another congratulations, Ruckus, goes to a guy that's been on behind the ruck, Morne van der Berg. Also 100 caps for the Oh, Lions. wow. We gotta give credit where it's due. Centurions falling out of the sky, massive stuff for the boys. So well Die done, manne- boys. It's a lot of hard work. Is this raising the bet? Yes, 100 runs. 100 caps. runs. Here we go. do it in rugby because in golf it's tough. Ask me. Okay, Partner, But and lekker, man. another I know. congratulations. I know. Another 100. And not 100. Okay. I think it's, you know our show and Ruckus, if you're there for the first time, we're about love and celebrating our fellow people in the rugby space. Ambrose Papier, obviously got a newborn. He was man of the match, so I feel like we should give him Yeah. a lot Oh, of credit yeah. and congratulations on the newborn young man. May it be an absolute blessing Just to your blessings for you and wifey. Eh? Anika And se kom ons bys. was Anika se kom bys. Coming soon as well, guys. We made food, okay? He made food, but I was there supporting him. But it's fantastic to see. I mean, if you talk about the Sharks game, 45-0, great to see that JP bounced back. But also, massive credit to the youngster, 18 years old, 19 years Ja, old, Luan Guillemets. Guillemets. He's a Boland kind all the Ceres. way from Ceres. Was outstanding. Charlie Hofmeyer. I mean, I saw him for the first time a couple of years ago at the Krenwijk at Monument Park, I think 2024. And there I saw, Is legend. it? Yeah. If I had a big enough wallet, I would have kept in it Boland. Your seat down. But we're going to get there as well. But it's great to see you went to the Sharks. Fantastic work. He was at the SS7s as well. Yes. And he's also in the talks of the SA under 20 setup. So a lot of things for him. Similar to our guest this week with Marcus Muller. It's great to see the youngsters coming through. Fantastic. And we got to meet him, partner, when we did the captain's dinner at that Craven Week. Yes. With my players when we spoke there. So our future is in good hands. The youngsters are showing up. We just got to meet Marcus as partner. Yeah. Guillaume doing excellent work. And obviously the Bulls are back. Yeah. Okay? Stormers are back, Bulls are back, Lions are back, Stormers and Don't Sharks steal are my back. thunder. Okay. The Bulls is trying to steal my thunder. The Bulls are back. What a performance by Kurtley Arendse. Yeah. Setting up 2 tries. Ambrose Papier, he's away. David Kriel, he's away. Gone he back? Yeah, he's away. That's in base. I don't think that fly-off of Cardiff could have called touches on Ambrose, beating him in 5 meters. And then, but also, kadoof, Hey, bullet. bullet in the house, finding Nemo. Finally, it looks like the Bulls and Ackerman has found Nemo. Have you seen that one? Lionel Messi. Off the left. Off the left as well. I was phoning him, Garakas, after the game. He said he meant it. Okay? it? Yeah. He was looking at the side of the eyes. So he meant knew it. he was there. Yeah, outstanding to see. But not only that, man. I mean, his performance this past couple of weeks has been outstanding. I've saw him at Boland, against Boland as well in Wellington. Just to see, I think he's 35 years old, what he's doing at the moment. We spoke about Eddie Jones, said aging. But that guy isn't aging, okay? But he's always been an intelligent player, partner. He's always been a very high-skilled player. And I think he's showing that age is just a number. And if he's a very effective player for our beloved Bulls. Hey, okay. And may a Nemo find more form and still play for 3 to 4 years. Yes. Let's put it into his life. Come on. 100%, yeah. But let's go past Bulls now. Okay. We go to week 14 of the URC. It's Sharks versus Cardiff Friday at 7 o'clock. We've got Bulls versus Munster at 2 o'clock on Saturday. And then Lions versus Dragons, 4:30. And at 7 o'clock, it's Stormers versus Edinburgh. I've got another clean sweep for South African teams. Yeah, Colin. ne? I think all 4 teams will win. I think we're going to finish this round really strong. So I'm confident 4 teams, 4 wins out of a row. I want it. I mean, how incredible and brilliant will it be to see all 4 of us top 8 in Westic I Champions Cup? believe, partner. No more Challenge Cup. Nah. What is this Challenge Cup? Ons kan nie Europa League speel nie. We've challenged ourselves enough. No more Challenge Cup, okay? We want Champions Cup because we're a champion. And when I touched Bryson like that, Rakas, I didn't wash this hand. I gave Bryson a little one, okay? So this So hand, you've absorbed excellence. this is You've champion. championship. Bryson legend. I see But let's that. get to it. I mean, if you look at the Rakas. lock as well, Stormers is sitting at 2. We got 7, the Lions at number 7, Bulls at number 8, and Sharks obviously at number 11, but they've got an opportunity to obviously bite back, keep moving, and get the ball rolling as well. And the crucial thing is for the Sharks to get 5 points, partner. Yeah. For them to get closer to the top 8. Obviously, the Bulls and Lions just 8 and 7 there.
But I hopefully all of our 4 teams can qualify. But this upcoming weekend, clean sweep for our boys, I believe. 100%, yeah. I believe as well. I believe. And while we are believing, at the end of the episode, I want to encourage you guys again. If you have an opportunity, share this link on the WhatsApp group. Share it with the work. Yes, Share it with your gossip story. family. Like a gossip story. And guys, please subscribe to our channel. We've done our research. 60% of the audience watching the show has not been subscribers yet. So we ask you to please support us by subscribing. It's absolutely free. Take us on, Pan. Yeah. Guys, you know, Behind the Ruck is supported by SuperSportBet. Let me boom my cop, SuperSportBet. So go, get there. There's a lot of bonus stuff. Aviators and stuff like that. You never know, so get yours as well. And then we're sitting in our love change moments. You know, Bright is making the rock for us nice and strong, guys. Lekker. Huis toe gaan. Tata mama's huis toe. Huis toe, mama's huis toe. Guys, see you next week. I'm Juan de Jong. I'm Rudy Page. And the Ruck is clear. Bye-bye. Bye-bye.